Baie welkom by nog 'n episode van Koffiekuiers. Ons is steeds besig met die Psalmboek en ek gaan vandag Psalm 25 met julle behandel. Nou ek is die eerste een wat sal erken dat ek nie baie goed is met rigting nie. Om die waarheid te sê, ek dink ek het heel agter in die ry gestaan toe 'n aanvoeling vir rigting uitgedeel is. Ek verkies maar om met my Google Maps te ry. Maar nou het dit ook al baie kere gebeur dat ek selfs met Google Maps op 'n onbekende pad beland. En dit is nogal frustrerend as 'n mens vol selfvertroue ry en ewe skielik dan begin daar 'n searching for signal boodskap flikker op jou skerm. Dan voel 'n mens magteloos want jy weet nie of jy links of regs moet draai nie. Nou net soos 'n verlore GPS-sein raak ons soms in ons geestelike lewe ook vasgevang wanneer ons God se stem en leiding nie duidelik hoor nie. Dan probeer 'n mens gewoonlik self oplossings vind, maar dan verdwaal jy ook makliker. Dan twyfel 'n mens of jy raak onseker en selfs verward en jy begin bevraagteken of die Here nog by jou is. Nou as jy al so gevoel het, dan is Psalm 25 baie belangrik om te lees. Hierdie Psalm bied vir ons 'n alternatiewe roete, 'n geestelike GPS as jy wil, wat nooit sy sein verloor nie. Dit gee vir ons 'n duidelike rigting oor hoe om ook prakties op die Here te vertrou, veral in daardie tye wat onsekerheid en verwarring oor jou spoel. Psalm 25 wil ons verseker dat ons nooit alleen hoef te worstel met groot lewensbesluite nie, omdat God altyd teenwoordig en betroubaar is. Dit wil ons herinner dat God se pad altyd beter is as enige roete wat ons self sou kies, en dit bemoedig ons om vol vertroue op God te wag en op sy leiding te wag, ongeag hoe uitdagend my situasie ook al mag wees. So kom ons lees dit saam. Ek gaan vir ons net 'n paar verse saam lees daar uit Psalm 25 en dit sal ook op die skerm verskyn. Tot U Here rig ek my God op U vertrou ek. Laat my vertroue tog nie te vergeefs wees nie. Laat my vyande nie juig oor wat met my gebeur nie. Niemand wat sy verwagtinge in U stel sal beskaam word nie. Die wat nie op U vertrou nie, hulle kom in die skande. Maak my U wil bekend, Here, leer my U paaie. Laat U waarheid my lei en onderrig my daarin, want U is God my redder. In U stel ek elke dag my verwagting. Dink aan die liefde en trou, Here, wat U van altyd af betoon het. Moet tog nie dink aan die sondes en oortredinge van my jeug nie. Dink aan my in U trou, Here, omdat U goed is. Die Here is goed en regverdig. Hy wys self vir sondaars die pad aan. Hy laat aan hulpeloses reg geskied en hy leer hulle sy pad. Liefde en trou is die paaie wat die Here bewandel, met die wat sy verbond en verordeninge bewaar. Terwille van U naam, Here, vergewe my sonde, want dit is groot. As iemand die Here dien, leer hy hom watter pad hy moet kies, sodat hy voorspoed sal geniet en sy nageslag die land sal bly bewoon. Die Here neem die wat hom dien in sy vertroue en maak sy verbond aan hulle bekend. My oë is altyd op die Here gerig, want dit is hy wat my voete uit die vangnet sal hou. Sien my in genade aan, Here, want ek is eensaam en verstote. Ek verkeer in die allergrootste nood. Bevry my tog uit my ellende. Kyk hoe sleg gaan dit met my en hoe swaar kry ek. Vergewe tog al my sondes. Kyk hoe baie vyande het ek en hoe fel haat hulle my. Beskerm my en red my. Laat my nie beskaamd staan nie, want by U skuil ek. Laat onskuld en opregtheid oor my die wag hou, want op U vertrou ek. O God, red Israel uit al sy nood. Ons gaan net tot sover lees. Nou in hierdie Psalm sien ons dat Dawid 'n baie eerlike gesprek met die Here gehad het. Die ou Joodse geskrifte sê vir ons dat Dawid hierdie Psalm geskryf het tydens 'n groot persoonlike worsteling. Miskien na 'n moeilike fout wat hy gemaak het, of terwyl hy deur gevare omring was. Psalm 25 is daarom ook in die vorm van 'n alfabetiese lied of 'n gedig geskryf, waar elke vers interessant genoeg met 'n Hebreëse letter van die alfabet, die eerste letter van die alfabet tot aan die einde begin. Nou dit was 'n baie bekende skryftegniek en Dawid doen dit vermoedelik omdat hy wil sê, Here, ek vertrou U met elke letter van my lewe. Elke situasie, of dit nou groot of klein is, kom lê ek voor U voete neer. In hierdie Psalm wys Dawid ook vir ons hoe geloof lyk wat eerlik praat oor sy vrese en sy mislukkings en sy onsekerheid.
En Dawid doen dit deur te verwys na 'n paar praktiese waarhede wat ons ook kan help vir vandag. Die eerste gedagte wat Dawid hier uitlig is om geduldig op die Here te wag. Hy sê daar in die begin: Here, wys vir my u paaie en leer my u weë. Nou om dit te kan doen, verg geduld. Nou weet ons ook vandag is geduld 'n moeilike storie, want ons leef in 'n kitskultuur. Ons wil nie wag nie. Ons wil dadelik die antwoorde hê, amper soos kits koffie. Maar dan kom Dawid en herinner ons hierso dat God werk nie op 'n mens se tydlyn nie. Om op God te bly wag beteken egter nie jy sit passief rond nie. Dit beteken jy hou vas aan die vertroue dat hy weet wat hy doen, selfs al verstaan jy dit nie nou nie. Prakties beteken dit jy vat jou besluite na God toe voordat jy ja sê vir iets groot in jou lewe. Byvoorbeeld 'n nuwe werk of 'n nuwe verhouding of dalk 'n nuwe uitdaging. Jy leer wag eerder as om impulsief net in te storm. Jy begin verstaan dat wag op God eintlik ook geloof in aksie is. En dit vra dat jy dit wat jou bang maak sal oorgee aan hom en sal vertrou dat sy uitkoms op die ou end beter is as enige kitsoplossing wat jy self sou kon uitdink. Maar daar's 'n tweede punt in hierdie Psalm en dit vind ons daar in verse 6 en 7 en 11 en 18 as hy sê: Wees eerlik met God oor jou foute. Dawid vra hierso vir die Here eerlik en opreg: Onthou asseblief nie die sondes van my jeug nie. So om God te vertrou beteken ook dat jy jou mislukkings kan erken sonder die vrees dat die Here sy rug op jou gaan draai. Partykeer dink ons moet perfek wees voordat ons na God toe kom. Maar Dawid kom juis en sê dit werk eintlik andersom. Kom soos jy is, met jou skuld en met dit wat jou skaam maak, want God verstaan. Hy verstaan jou stryd beter as wat jy dit baie keer self verstaan. En wanneer jy eerlik is met God oor jou foute, dan vat dit hierdie geweldige swaar vrag van jou skouers af. En dit is hoe 'n mens werklik vry raak. Dan leer jy om te sê: Here, ek het hier verbrou, ek het droog gemaak, maar kom help my asseblief. En dan vertrou jy dat hy dit ook sal regmaak. Want God se liefde vir jou verander nie as gevolg van jou foute nie. Die derde gedagte in hierdie Psalm vind ons daar in verse 8 tot 10 as hy sê dat nederigheid 'n mens ook oopmaak vir God se leiding. Psalm 25 sê: Die Here lei die nederiges op die regte pad. Nou nederigheid beteken nie jy dink minder van jouself nie. Dit beteken eerder dat jy jouself nie altyd eerste stel nie. Dit beteken jy erken jy weet nie alles nie. Nederigheid maak ons daarom meer ontvanklik ook vir God se stem. Jy leer om nie altyd jou eie wil deur te druk nie, maar om sagkens te vra: Here, wat wil U vir my lewe hê? Dit beteken prakties dat jy bereid moet wees om partykeer jou planne aan te pas. Beteken dat jy partykeer gaan raad vra by mense wat jy vertrou. Dat jy jou Bybel gaan lees met 'n oop gemoed en dat jy gaan luister na God eerder as om net vinnig jou eie planne net deur te voer. So nederigheid maak dat jy makliker God se rigting kan sien, maar ook kan onderskei. En dan die laaste gedagte vind ons daar in verse 12 tot 14, as Dawid vir ons sê dat eerbied vir God op die ou end ook lei tot wyse besluite. Hy herinner ons die Here deel sy geheime met die wat hom eerbiedig. So om God te eerbiedig beteken nie dat jy in vrees vir hom lewe nie, maar dit beteken dat jy hom ernstig opneem. Dit beteken jy besef dat hy is groter en wyser as jy. En wanneer jy hom so vertrou, dan begin jy dinge verstaan wat jy nooit andersins sou kon verstaan nie. Prakties beteken dit dat jou keuses word gemeet aan wat God wil hê en nie wat mense van jou verwag nie. Dit beteken jy vra nie net is dit reg of verkeerd wat ek nou gaan doen nie, maar jy vra ook sal hierdie keuse God se hart bly maak. Eerbied maak jou sensitief vir God se wil en dan kry jy die wysheid om ook keuses te maak wat jou lewe, maar ook die mense rondom jou se lewe regtig kan verander. In Mitch Albom se boek Tuesdays with Morrie
dan deel Maurice Swartz 'n klomp wyshede wat hy leer in sy worstelinge tydens 'n terminale siekte. Maar hy deel veral oor wat hy leer om ander meer te vertrou. Nou Marie wat ernstig siek is en wat afhanklik van ander mense word, beklemtoon dan dat ware vrede en betekenis nie gevind word deur desperaat vas te klou aan ons eie planne en beheer nie, maar eerder deur bewustelik meer prys te gee en diep te vertrou dat ons lewens deur iets en iemand anders veel groter as ons en ons ambisies gelei word. So Marie se gesprekke met Mitch onderstreep dan in hierdie boek 'n kragtige waarheid. Hy sê ware vertroue beteken nie net om te hoop vir 'n positiewe uitkoms nie, volgens my voorwaardes nie, maar om geduldig en nederig te aanvaar dat selfs my pyn en my onsekerheid betekenisvol kan wees wanneer ek dit oorgee in God se hande. Sy voorbeeld in die boek illustreer dat vertroue beteken nie net passiewe aanvaarding nie, maar dis 'n aktiewe geloof in die groter prentjie waarmee God besig is om ook in jou lewe te werk. En hierdie perspektief sluit vir my pragtig aan by die boodskap van Psalm 25. Dawid pleit direk by God om hulp, en in sy oomblikke van nood en onsekerheid kom die Here. Herinner hy vir ons dat hulle wat hulle vertroue in die Here stel, nooit teleurgestel sal word nie. Psalm 25 beklemtoon vir ons dat te midde van ons twyfel en ons pyn en die uitdagings wat ons beleef, ons kan vrede vind wanneer ons onsself volledig aan God oorgee en hom toelaat om vir ons op sy beproefde paaie te lei. Dit bied vir ons daarom 'n geestelike padkaart, net soos ons begin het, 'n betroubare GPS wat ons lei om geduldig op God te wag, om eerlik oor jou en my mislukkings te wees, om nederig leiding te soek en met volle vertroue God se wysheid te volg. So mag jy altyd verseker wees dat God jou getrou sal lei, dat hy ook stap vir stap saam met jou sal loop, veral deur die onbekende paaie van die lewe. Amen. Kom ons bid saam. Here, dankie dat U altyd betroubaar is en dat U ons geduldig lei, selfs wanneer ons onseker voel. Help ons om eerlik, om nederig, maar ook sensitief vir U stem te bly. Gee ons vandag die wysheid om op U te wag, eerder as om vooruit te probeer hardloop. Amen.